Goeiemôre, baie welkom aan almal van julle wat vanmôre hier is. Ons het die afgelope tyd het ons gepraat van die vuur van die Here, ons het gepraat van die ywer van die Here en dis nou net reg dat ons aangaan met hierdie tema. So ek glo almal van julle is opgecharged en julle is wakker. Halleluja, halleluja. Kan jy net Markanaal gaan opvang? Hy sal ja. Hy staan aan. Kan iemand sê amen? Amen. Kan iemand bietjie harder sê amen? Halleluja. Kan iemand sê ek het vuur? Kan iemand sê ek het ywer? Halleluja, halleluja, halleluja. Wel, as jy die alfabet vat en jy vat A, B, C, D, E tot by Z. As jy by A begin, God is almighty, is almagtig. Nee, so almal van julle kan 'n bietjie 'n bladsy vat en skryf 'n bietjie ABC en skryf al die karaktereienskappe van God. Want ons gaan kyk wat is en hoe groot is God. Hy is die begin en die einde. Hy is the ancient of days. Hy is almighty, hy is almagtig. Hy is alomteenwoordig, hy is alwetend, hy is alwys. Is alles Amen. Wie van julle gaan vir my so 'n bladsytjie bring wat julle al die karaktereienskappe van God neergeskryf het. Weet jy, dit is nodig dat jy kyk wie jou God is. Amen. Want as jy ophou om te kyk hoe groot is jou God, dan begin jy kyk na jou omstandighede en jou omstandighede raak al hoe groter en groter en groter en groter. Maar as jy kyk hoe groot is jou God, dan raak jou omstandighede al kleiner en kleiner en kleiner en kleiner. Stem julle saam? En dit maak jou fokus, vloei jou energie naartoe. En waar jou energie naartoe vloei, daar groei dit. Dis waar, dis waar. Ok, nou fokus jy op jou probleme en jou ellende. So jou energie, jou energia, vloei na jou probleem toe. Nou gee jy hom kunsmis en jy gee hom water. Nou, wat gaan word met daai probleem? Hy gaan groei soos 'n bosie, hy gaan groei soos 'n kakiebos in jou tuin. Don't focus on your problems. Focus on God and who God is. God is almagtig. Dit beteken dat hy nie gestop kan word nie. God kan nie gestop word nie. Daar's niks op hierdie aarde, onder die aarde of op die aarde wat God kan stop nie, want hy is almagtig. Almagtig. Belangrik. Al wat jy moet doen is koppel op met die een wat almagtig is. En jy doen dit nie in jou eie krag nie. Nee. Jy is opgeplak, ingeplak met God se almagtigheid. En dis nie sodat jy kan sê, maar ek is so wonderlik nie. Nee, is God se krag. Halleluja. Ons gaan aangaan met die les en dan gaan ons verder sien. Daniël 4 vers 35. Daniël 4 vers 35. Ek weet Johanna soek nou eers gou vir Daniël. En Karel soek gou en pastoor Jan het dit al gekry. Soek gou pastoor Jan het dit al gekry. Daniël 4 vers 35. En al die aardbewoners word as niks geag nie. En na sy wil handel hy met die leers van die hemel en die bewoners van die aarde. En daar is niemand wat sy oorvletterhand kan afslaan en sê, wat doen u nie? Niemand kan vir God sê, Here, wat doen u nie? Niemand kan dit doen, want God is almagtig. Hy doen wat hy wil doen. Hy sal sy doel met jou lewe bereik. Amen. Daar's niks wat dit kan keer nie, daar's niks wat dit kan stop nie. Die siekte nie, ellende nie, armoede nie omstandighede nie. Niks kan God keer om sy doel te bereik in jou lewe nie. Al voel dit vir jou so. Al voel, begin glo in wie God is. Amen. Nou, waar kom hierdie vandaan van Daniël 4 vers 3? Dis Nebukadneser wat so gesê het. Nou, julle weet Nebukadneser, die Here het vir Daniël na hom toe gestuur en gesê, bekeer jou, as altyd iemand wat
vir jou sê, hey, draai terug. Hey, pas op. Moenie so maak nie. Kom terug na die Here toe. Daar's altyd so iemand. Amen. Of is 'n oupa, of is 'n ouma, of is 'n pastoor, of 'n vriend, of 'n vriendin wat altyd vir jou sê, hey, kom terug na die Here toe. Amen. En so het God vir Daniel na Nebukadneser toe gestuur en gesê, hey, bekeer jou. En wat het Nebukadneser gedoen? Nee, hy het gedink, ag, is nie nodig nie man, is nie nodig nie. En toe het hy sy verstand verloor en hy het gras geëet, gaan lees dit in Daniel 4, hierso van vers 32 daarop af. Sal jy sien, hy het gras geëet soos 'n dier en sy hare het lank gegroei en actually sy naels het lank uitgegroei en hy het soos 'n dier geword. Hy het die natuur van 'n dier gekry. En die Here het gesê, daar sal 3 tydperke oor hom verbygaan. So, nou, ek gaan nou nie sê 3 tydperke of is dit 3 jaar of 3 maande of whatever nie. Ek is nie vreeslik in tydperke in nie, maar in elk geval, na hierdie tyd, in vers 35, as jy so 34 lees, dan sien jy Nebukadneser sê en sy verstand het in hom teruggekeer. Nee, sy verstand het in hom teruggekeer. En dis toe hy gesê, daar's niemand wat God se hand kan afslaan en sê, wat doen u nie? En hy sê, ek het die Allerhoogste geprys en geëer. Halleluja, halleluja. Prys die Allerhoogste en eer hom met alles wat jy doen. In Psalm 115 vers 3 sê hy, God, hy doen alles wat hom behaag. Moenie dink jy gaan die Here stop of die werk van die Here stop nie. Mense weet julle baie keer dat mense, hy nog nie, dan gaan hulle weg uit die kerk uit en dan is hulle kwaad vir my om pastoor Jan, omdat ons hulle partykeer 'n bietjie vasgevat het, 'n bietjie gedissiplineer het, dalk, en dan sê hulle, ek sal julle wys, ek sal hierdie kerk stop. Jy kan nie die werk van die Here stop nie. Ja. Jy kan nie God stop met dit wat God gesê het, hy gaan accomplish nie. Nobody can stop it. Nie die munisipaliteit nie, nie die DA nie, nie die CNA nie, niemand kan dit stop nie. Amen. As God gesê het, ek gaan dit doen, dan doen hy dit. Amen. Hy het in Genesis het hy gesê, laat daar lig wees. En daar was, wat? Lig. Hy het gesê, laat die waters van mekaar skei, en dit was so. En hy het die mens gemaak, en hy het gesê, jy, Adam, sal leef. En Adam het gewat? Hy het geleef. Halleluja. Amen. Jesaja 46 vers 9 tot 10. Hy sê, dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat ek God is, en dat daar geen ander is nie. Ek is God en daar is niemand soos ek nie. Vers 10. Wat van die begin af verkondig die einde en van die voortyd af van wat nog nie gebeur het nie. Wat sê, my raad sal bestaan en al wat my behaag sal ek doen. God is 'n waarmaker van sy woord. Hy is 'n waarmaker van sy woord. Hy sê, my woord sal nie ledig na my toe terugkeer nie, dit sal doen wat ek gesê dit sal doen. Nou wat is in jou mond? As jy moan en groan en jy praat allerlei nonsens, gaan God daai woord waar maak, ja of nee? Ja. Nee, ja. Ja, nee. Nee, as jy nonsens praat, gaan nie waar maak nie. As jy nonsens praat, God het geen verpligting om jou nonsens te laat waar word nie. Amen. Hy sê, hy sal sy woord nie ledig laat terugkeer na hom toe. So as jy sê, ek is gebless, dan is jy gebless. Halleluja. 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 Nou, ek sê vir julle nou vandag, en ek sê dit, omdat God vir my dit sê. Hierdie land is geseën in Jesus naam. Amen. Suid-Afrika is gebless.
gee om wat mense sê nie. Suid-Afrika is geseën en gebless. En so sal dit wees. Want God sal dat daardie woord waar word. Hoekom? Want dit is sy woord. Amen. Dit is sy woord. Hy sal sy woord laat waar word. Dink bietjie daaraan. God laat 'n bolletjie son. Wie van julle ken die son? Julle weet van die son, nee, hy skyn op die oomblik lekker warm, nee. Nou, vir God is die son 'n bolletjie. Dis vir hom 'n bolletjie lig. Vir God. God is so groot. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Nee. So, God het hierdie son, wat vir hom soos 'n klein bolletjie is, maar dit is nie 'n klein bolletjie nie. Hy is 1,3 miljoen keer swaarder as die aarde. 1,3 miljoen keer is die son swaarder as die aarde. God laat hom elke môre opstaan. En in die aand laat hy hom afdaal. Dis vir God nie werk nie. Want God is so groot. Halleluja. En dan sien ons in Openbaring 22 vers 5. Ek gaan nie so toe blaai nie, ek wil dit net noem. Openbaring 22 vers 5 staan daar, en die son is nie meer nodig in die nuwe hemel en die nuwe aarde. Hoekom nie? Want die aangesig van Jesus Christus is groter en skyn sterker as die son homself. Dis hoekom die son nie nodig is in die hemel. As die son nodig is, as die maan nodig. Amen. Nou, God se almagtigheid beteken vir my 3 dinge. In die eerste plek, respek. Wie sê ek wil praat oor respek? Julle moet respek hê vir God en vir God se woord. Halleluja. Moenie dit ligtelik opneem nie. Moenie dink, ag, die Here is daar as my valskerm wanneer ek hom nodig het nie. God moet eerste plek in jou lewe wees. Nie jou geliefde nie. Hoor julle? Nie jou geliefde nie. Nie jou familie nie. Nie jou omstandighede nie. God moet jou eerste wees. Ek moet voor hom buig, want hy is groot en hy is my God. Hierdie is 'n vreemde gedagte vir die deursnee mense wat daar buite kan rondloop. As jy nou in die strate ingaan, ons kan nou in die strate ingaan, ons kan nou Pick n Pay toe gaan, ons kan op die sypaadjie, kan ons vir die mense vra. Ons kan vir hulle vra, wie dink julle is God? Dan sal die mense vir jou sê, hy is daar iewers bo in die hemel. Weet nie wie is God nie. Hulle ken hom nie, soos wat ek hom en jy hom ken nie. Hy is jou vriend, ja. Hy is jou geneesheer, ja. Maar hy is jou God, vir wie jy buig. Amen. Ons moet 'n gesonde vrees hê vir die Here. 2 Tessalonisense 1 vers 8. Sê 'n bietjie 'n gesonde vrees. Gesonde vrees. Nie 'n vrees van waar jy jou broek bewe die hele tyd oor die Here nie. Maar God is nie jou maatjie nie, met alle respek gesê. Respek hê vir die Here. In vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Soos julle weet in Openbaring 19 vers 15, uit sy mond kom daar 'n swaard om die nasies mee te slaan, en hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer. God kan nie geflous word nie. Jy kan nie God bol en dink, ek is so, maar eintlik is jy so. God ken elke gedagte van jou hart. Hy ken jou hart, hy ken jou gedagtes. Amen. Jy moet weet dat God is jou skuilplek. He is my refuge. Hy wat skuiling vind en bly by die Allerhoogste, sal vertoef onder beskerming van die Almagtige. Sê Almagtige, Almagtige.
Jy skuil by die Almagtige. Wat beteken almagtig? Almagtig beteken, ek skuil by hom, maar as daar gevaar is, dan gaan dit my nie beskerm. Is dit wat dit beteken? Nee, almagtigheid beteken, as jy by God skuil en jy is onder sy vleuels en onder sy vlerke, dan is jy veilig. En ek sê van die Here, U is my toevlug en my vesting, my God op wie ek vertrou. Nou dat jy weet wie jou God is, wie van julle weet nou wie is jou God? Hy is almagtig. Hy is almagtig. God soek mense vir sy weermag hier op aarde. God soek mense vir sy weermag hier op aarde. Nie 'n fisiese weermag nie. Nie 'n weermag waar jy mense slaan met jou woorde en met jou dade en met jou mislikheid en jou ongeskiktheid en alles nie. God soek 'n weermag wat sal opereer volgens sy natuur. Sy natuur is wat? Liefde, blydskap, vrede, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Amen. God soek dat jy sal oplaai en sal sê, Here, hier is ek, gebruik my. Halleluja. Halleluja. God soek mense vir sy weermag hier op aarde. Hy wil jou laat opkoppel met sy almagtigheid. Nou ja, okay, nou moet ek eers gou verduidelik. Baie mense dink, ek koppel op met die Here en dan doen ek wat ek wil en soos ek wil en ek kan dan doen wat ek wil. Nee, jy staan onder beheer van the commander-in-chief is Jesus. The chief commander is Jesus. Jesus, die Heilige Gees, God die Vader, is jou aanvoerder. Hy is jou aanvoerder. Hy is jou kommandant. Hy is die een wat vir jou sê wat jy moet doen en wanneer jy dit moet doen. Ons het die lied gesing, was 'n rede waarom ek gesê het, Sanet moet hom weer opsit. I hear the sound of the army of the Lord. It's a sound of praise. It's a sound of praise. It's a sound of praise. And that praise is the war. Psalm 149. Hoe bind jy omstandighede in jou? Psalm 149. Ek gaan gou soontoe blaai. As jy die Here loof en prys met alles wat jy in jou het, bind jy die vyand met ysterketTINGS vas. Hoor jy wat ek sê? Hoor jy wat ek vir jou sê? Psalm 149. Ek gaan lees. Halleluja. Sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. Sy lof in die vergadering van die gunsgenote. Laat Israel hom verheug in sy maker. Laat die kinders van Sion juig oor hulle koning. Laat hulle sy naam loof in koordans. Hom psalms sing met tamboerijn en siter. Want die Here het 'n welbehaag in sy volk. Hy versier die ootmoediges met heil. Laat die gunsgenote juig in heerlikheid. Hier's nou vir jou 'n mooi vers. Laat hulle jubel op hulle beddens. So die Here sê vir jou, jy kan maar vanmiddag op jou bed gaan spring, hoor? Jy kan maar vanmiddag op jou bed gaan spring. Jy kan maar spring en sê, halleluja, halleluja, halleluja. Dit was 'n grap, julle is veronderstel om te lag. Amen. Lofverheffinge van God is in hulle keel en 'n tweesnydende swaard in hulle hand. Wat is in hulle keel? Lofverheffinge van God. Jy wat so stilletjies die Here loof en prys. Sê, lofverheffinge van God is in hulle keel. Laat jy die Here loof en prys. Maar ek kan nie sing nie, wie het gesê jy moet sing? Loof en prys hom. Halleluja! Hak uit man, hak van jou kassie af. Ja, kom van jou hanger af en loof en prys die Here. Sê amen. Amen. Yes, halleluja. En 'n tweesnydende swaard in hulle hand om wraak te oefen onder die heidene, strafgerigte onder die volke, om hulle konings met kettinge te bind en hulle edeles
met eysterboeie. Hoe doen jy dit? Jy gaan na hulle toe met 'n AK-47 en jy dwing hulle. Nee. Hoe doen jy dit? Met lofverheffingen wat in jou keel is. Dis outomaties. Dis outomaties. Loof en prys die Here en outomaties word daai vonnis voltrek. Dis wat hier staan, mense, om hulle konings met kettinge te bind en hulle edeles met eysterboeie, om 'n vonnis wat opgeskrywe is aan hulle te voltrek. 'n Eer is dit vir al sy gunsgenote. Halleluja. Nou, baie mense wil met die duiwel 'n geveg aanknoop. Sê gou vir my, is die duiwel reeds verslaan, ja of nee? Ja. Ja, aan die kruis op Golgotha. Hy slaaf verslaan. Okay. Moet jy in fisiese combat gaan met hom en sê duiwel, kom hier so, ek gaan jou vandag stoei, ek gaan jou paksaad, ek gaan jou dit, ek gaan jou dat. Is jy nodig om dit fisies te doen? Nee. Is jy nodig om dit fisies te doen? Wat moet jy doen? Doen dit net in die geestelike realm. Lof verheffingen van God in jou keel. Sê, Here, U is my God, U is my almagtige Vader. Dankie, Hemelse Vader, vir dit wat Jesus Christus vir my gedoen het aan die kruis op Golgotha. En Vader, daarmee dank ek U dat die vyand is waar onder my voete. Onder my voete, onder my voete. Halleluja, halleluja. Nou, die Here sê jy is 'n oorkomer. 1 Johannes 4 vers 4. Groter is hy wat in my is. Ons sing daai liedjie. Greater is he that is in me. Oh, greater is he that is in me. Greater is he that is in me than he that's in the world. Weet jy nie waarom? Die demonie met al sy goedjies, nee. So, hy is, wie in jou is baie groter as dit wat in die Bybel of in die wêreld is en wat jy dink wat vir jou moeilikheid veroorsaak. Pastoor Jan, ek gaan vra dat jy gou daai kom doen van Gideon. Nou, uit hierdie lesheid wat pragtig is, sien ons 'n mooi voorbeeld in Rigters met Gideon. As ons Rigters 6 vanaf vers 11 lees, dan sien ons dat Gideon is in 'n toestand in sy sienswyse en sy gedagtes. Hy is onder die omstandighede. Hy is in verdedigingsmodus op die rande. Sy hele lewe is 'n verdediging. Hy keer vir sy wickets die hele tyd. Hier staan. Toe die engel van die Here gekom en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan. En dan gaan hy hier aan en sê hy, dis nou die pa van Gideon. Dan sê hy, Gideon was besig om die koring uit te slaan in die parskuip, om dit te beveilig teen die Midianiete. Hulle was die hele tyd in 'n toestand, so amper so partykeer in ons land. Jy kan nie jou hekke wag ooplos nie. Die arme boere op die plase, se skape word gesteel. So jy moet die hele tyd keer en die hele tyd versigtig wees, want iemand gaan iets steel. Soos nou byvoorbeeld Saterdag kom werk ek hier by die kerk en ek het 'n bietjie haastig hier by die groot hek in en ek het die koper, dit lyk seker soos koper, maar ek verstaan Marco, jy sê dis braas. Slot. Sit ek so vinnig net daar neer en ek is gou in, net om hier 'n paar dinge te doen. Hy kom weg as die slot. So iemand het hom gekollekt, seker verskryf net op iets. Maar ons moet nie in daai modus operandi bly van alles is teen my omstandighede. So al wat hy ervaar is sy omstandighede en al wat hy kan praat is sy omstandighede. En waarop jy fokus, daar gaan jou energie. So wat moet ons op fokus? Op die Here. Nou luister verder, en die engel van die Here het aan hom verskyn. En hoor die woorde van die engel van die Here. Die engel van die Here praat nie sy omstandighede, praat nie sy probleme nie, praat nie politiek en die omstandighede van die politiek nie. Die engel van die Here sê die Here, engel van die Here sê vir hom,
jou dapper held. Ek weet, hier is hy vreesagtig besig om al sy goed te beskerm en toe te maak, en hy deel met die een hand oog kyk hy, waar is die vyand, en die ander oog probeer hy sy werk doen. En hier kom die Here en sê vir hom, jou dapper held. Mense, dit is presies wat die Here vanmôre vir jou doen. Amen. In jou omstandighede. Ek weet nie wat jou omstandighede, wat jou pyn is, wat jou moeilikheid is. Miskien het jy seer in jou liggaam, miskien het jy bekommer, besorg, hierdie jaar lê so lank voor jou. Daar's so baie dinge wat jou moeg maak en bekommerd maak. Die Here kom vanmôre na jou toe en hy sê vir jou, in jou omstandighede, jou dapper held, jou dapper heldin. En ek dink Gideon het gewonder, wie praat hulle nou? Kan nie ek wees nie. Ek dink hy het rondgekyk, wie is nog hierso? Toe kom hy agter, maar die Here praat met hom. En nou begin hy kla, typies. Ag Here, kyk wat het gebeur. Wat het geword van die wonderwerke en die tekens wat ons ou mense gehad het. Here, dit gaan sleg met my. En die engel sê vir hom, gaan in jou krag en gaan verslaan die Midianiete. So die engel van die Here ignoreer alles wat hy sê. Net soos die Here vandag, al jou geklag, hy luister nie eens daarna. Ja, maar ek moet kla vir die Here. My gebed is om te kla. Het jy al gehoor hoe baie mense dink? Ag Here, help tog Here. Ek kry so swaar. Here, en dan begin hulle harder skreeu want hulle dink God is ver. En dan antwoord die Here, dan sê hy vir jou dapper held, met wie praat die Here nou? Kan nie met my wees nie. Die Here praat met jou vanmôre. Ek wil vanmôre vir jou sê, jou dapper held, jou dapper heldin. En die Here sê, gaan in jou krag. Hy sê nie in my krag, in jou krag. En nou begin hy kla. Hy sê, Here, pas alles nie, niks het gebeur nie, dit gaan sleg met ons, waar is die Here? En toe sê hy vir hom die volgende, hy sê vir hom, gaan in hierdie krag van jou, verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Die Here sê vanmôre, is dit nie ek wat jou stuur nie? Waar is die Here vanmôre? Wie het hom aangeneem, wat ek sê? Hy is nou binne in jou. Sy krag, dieselfde krag wat Jesus uit die dode opgewek, werk nou in jou en deur jou. Wie wil dit glo? Amen. Wil jy nog bid daarvoor? As jy bid daarvoor, dan vra jy vir iets wat jy klaar het. Sê amen. As jy sê, Here gee vir my, dan skep jy afstand. Where the energy, where the focus is, the energy will flow. Sê amen. Waar is jou focus? My focus is in die groot een, nou binne in my. Kom nou, kom ons fokus so 'n bietjie daar. Die groot een is binne in my. Sy krag is binne in my. Sy opstandingskrag is binne in my. Die Here sê, gaan in daai krag. Is dit nie ek wat dit vir jou sê nie? Nou, om 'n lang storie kort te maak, toe gaan hy uiteindelik. En hy kry al die manskappe bymekaar. En daar was omtrent so daar was sê in die 30.000 gewees. En die Here kom nou en nou is hulle reg, hulle is nou reg om te gaan beklei. In die krag van die Here. En die Here sê vir hom, luister, hierdie mense is te veel wat jy het. Hy sê, Here, hoe kan dit wees? Kyk na die oormag. Ek weet, dis 'n oormag wat teen hulle is. Ek het nie nou die spesifieke getalle nie. Die Here sê, laat Israel nie sê, dis hulle self wat die oorwinning behaal het. Dat hulle erken dat ek die Here is. Hierdie manne is te veel. Gaan praat met al die manne en vra vir die wat bang is en vreesagtig is, wat wil huis toe gaan. Sê vir hulle, kom ons gaan. Dan weet julle van die, in die 30.000, weet julle hoeveel gaan? 22.000. Daar gaan 22. Nou wil ek vanmôre vir julle sê, wie is bang? Wie wil saam met ons staan, saam met ons hierdie gemeente laat groei, saam met ons mense bereik vir die Here? Wie is bang? Gaan maar huis toe. En weet julle, 22.000 dood gaan huis toe. Toe bly daar 10.000 oor.
En die Here sê, hier is nog te veel. En Gideon sê, Here, weet jy wat jy doen? Here, ek ken mense, ek weet hoeveel ons nodig het om hierdie menigte. Here, ons is nou net 10.000, jy sê, dit is nog te veel. Die Here sê, kom ek wys jou by die water, wie jy moet nog steeds laat gaan. Hy vat hulle aan die water, hy sê, die wat by die water kom en drink, soos 'n hondjie plat op hulle maag val en so die water lek. Wie van julle drink so water? Dankie. Ek weet in die ou dae toe die water nog so mooi skoon was, kon jy die kraan so oopmaak en gaan net so om hom. Vader het klaar rugby gespeel en sê ek onthou ons as kind. Hy net die goeie ou dae. Amen. Maar die water in die kraan is skoner was as die water wat jy nou koop. Ja. Dan gaan jy so na proe my water sommer so. Hy sê die almal wat so lek, dat hulle een kan staan. Die ander wat op hulle knie afsak en met die hand die water so skep en die water so drink, dat hulle een kan staan. Nou 'n lang storie kort te maak. Die ouens wat plat geval het en die water soos 'n hond gelek het, was die meerderheid gewees. En net 300, sê almal 300, het op hulle knie afgesak en so met die hand geskep. Nou ek kan verstaan wat die gesindheid van hierdie manne was. Hulle was wakker, sê almal wakker. Want hulle het die hele tyd so dopgehou waar as die vyand moontlik. Hulle was reg, hulle was wakker. Hulle was nie in slaap nie, so baie mense was aan die slaap. En dan oorval dit hulle. Toe bly daar 300 man oor. En met die 300 man het hulle die menigte verslaan. En as julle verder gaan lees in die boek Rigters, sal julle sien hoe wonderbaarlik het dit gebeur. Na 300 man, toe hulle die trompette blaas en die kruike breek waar in die lig was, dit was in die nag gewees. Toe doen die Here 'n wonderwerk, toe amplifiseer hy dit, verwar die vyand, dat hulle teen mekaar begin draai het. En so die groot oorwinning gebeur. Belangrik, waar jy fokus, daar is die energie. Vir hierdie nuwe jaar, waar is jou fokus, my broer, my suster? Is die Here jou fokus? Amen. Wil jy erken vanmôre en sê, dankie Here, u krag is in my. Wie wil dit glo? Mense, dit gaan oor wat jy glo. Die Here is in jou, hy werk deur jou. Ek wil nie hoor dat jy sê, ek is moeg en ek is swak nie. Ag, dit is te veel vir my. Nee, jy kan dit nie doen nie. Lofprysinge is in hulle keel. Wat jy gaan sê is, jy gaan nie kla nie. Jy gaan loof en prys. As daar omstandighede is, dan in die aangesig van die omstandighede, loof en prys jy die Here vir die oorwinning wat jy klaar het. Amen. Sê ek het dit klaar. Amen. Vat dit nou. Dankie pastoor. Halleluja. Wat is jou posisie waaruit jy optree? Is jou posisie 'n posisie van wie's ek hieronder? Ek is een nietige ou mensie, of is jou posisie vanuit jou posisie as 'n kind van die Allerhoogste God? Jou posisie is as kind van die Allerhoogste God. Hy sê, ek noem julle nie meer diensknegte nie, want julle is nou my broeders. Dis in Johannes, nee. So, die wapens van ons stryd. Wat is die wapens van ons stryd? Ek weet, ek gaan daai mense hof toe vat. Ek gaan my prokureur sien. Nope. Ek gaan die buurtwag op hulle sit. Ek gaan iemand kry om hulle lekker te gaan opskroef. Die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. Sê dit saam met my. Die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. Jy moet so lief is om jou mond te gebruik. Jy moet so lief is om jou mond te gebruik. Om jouself mee te verdedig. Stop dit. Hou op. Hou op daarmee. Want die wapens van ons stryd is nie in jou mond nie. Dis nie hoe jy mense sleg sê en mense 'n piece of your mind gee nie.
Moenie vir mense 'n piece van jou mind gee die jy het so min oor. Amen. Miskien is dit die laaste piece wat jy weggegee het. Maar die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. So elke keer wat jy vir mense 'n piece van jou mind gee, vat jy met vleeslike wapens. En waar gaan dit jou bring? Nergens. Nergens, maar nergens nie. Wat is jou geestelike wapen waarmee jy moet veg? Gebed. Lofverheffinge van God in jou keel. Dankie Here, ek loof U. Hierdie situasie whatever. Ek prys U want U is almagtige God en hemelse Vader. Here, die woord kan nie lieg nie, die woord kan nooit ledig na U toe terugkeer nie. Hou op nonsens praat. Hoor julle wat ek vir julle sê? Hou op om oor ander mense te jou mond uit te spoel. Want jy is besig om vleeslike wapen, waar is jou mond? Is hy vleeslik of is hy geestelik? Vleeslik. Dit hang af wat jy sê. Nee, dit hang af wat jy sê. Jakobus sê, daar kan twee goed uitkom. Of jy kan ander mense sleg sê daarmee, of jy kan die Here loof en prys dan. Hy sê, wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Okay. Nou, Filippense 1 vers 6 wil ek hê, jy moet mark in jou Bybel. Filippense 1 vers 6. Wie van julle weet dat God het 'n werk in julle begin? Steek vir my julle hande op. God het 'n werk in jou begin. Kyk wat sê Filippense 1 vers 6. Hy wat 'n goeie werk begin het in jou, sal dit miskien. Wat staan in jou Bybel? Sal dit voltooi. Hy sal dit voltooi. Nie miskien nie. Nie as dit goed gaan nie. Nie as dit maanskyn en rose is nie. Hy wat 'n goeie werk in jou begin het, sal dit voltooi. Nou, Pastoor Jan, baie jare terug, toe ek nog onteergestaan het, die Pastoor Jan na 'n kerk toe gegaan en welkom. En hy het daai tyd versekering bemark. En dan, as hy klaar versekering bemark het, dan gaan hy na hierdie kerk toe en dan is hulle besig met hulle bid. Nee, dis 'n bidgroep. En Pastoor Jan stap daar in, hy was toe nog nie pastoor nie, hy was net Jan geweest. En die mense, die kerk se orgel het gebreek, so daar was nie 'n orgel nie. En die mense bid tipies. Ag Here, wil jy nie net vir ons 'n orgel gee nie? Here, asseblief tog, gee net vir ons 'n orgel. Asseblief, Here, ons smeek, U gee tog net vir ons 'n orgel, ons wil 'n orgel hê, Here, asseblief. Asseblief tog, Here, gee net vir ons 'n orgel. Asseblief, Here, gee net vir ons 'n orgel. Nou, almal in daai gemeente het geweet van Jan se mislike vrou, wat 'n Duitser is, wat hom een keer met 'n melkbottel gegooi het, ensovoorts. En die mense het geweet, hulle het gedink ek is 'n verskriklike moebie mens, nee. En, maar hy het een ding geweet, hy het geweet wat is geloof en wat is ongeloof. En hy staan daar heel agter en hy staan op. Maar nou moet hy hard praat, nee, want hy het nie 'n mic nie en hy staan op daar. Wil jy gou kom sê? Jy kan dit beter doen as ek. Ja, die ongeloof het my 'n bietjie gevang daarso, want ek het geloof gesnap. En het so pas nou gekerm oor die goed wat hulle nie het nie. En in daai week het ek wonderlike ondervinding met die Here gehad wat geloof van betref. Ek het die is-faktor, sê almal is-faktor, van geloof besef. Geloof is altyd nou. Amen. En die Here praat met my, die Here sê, hou op
om jou vrou te sien, as nie klaar daar nie. Ek het daar die hele tyd gesien, sy moet tot bekering kom, sy is op pad hel toe. Jy weet, soos baie van julle almal wat mense in jou lewe het, wat jy dink is nog nie reg is nie. Jy sien, daar is die eerste fout, waar jy fokus, is waar jou energie gaan. As jy dink, hulle is nie reg nie, gaan hulle al hoe meer nie reg wees nie. Stem saam. En toe snap ek iets, die Here praat met my, die Here sê vir my, jy glo vir alles, en jy verklaar dit, en jy sê, dankie Here, ek het dit reeds. Hy sê, hoekom doen jy nie dit ook vir met jou vrou? En ek begin lag, dit is onmoontlik. Sy is so prim en proper, ek kan haar nie sien in 'n gemeente of in 'n plek, waar sy vry die Here loof en prys haar hande in die lug gooi, en self dans voor die Here, en so nie. Ek het begin lag, want dit is onmoontlik. En, maar ek luister weer, en die Here sê vir my, kom, waar is jou geloof? En ek begin my prentjie sien. Ek begin haar sien as reeds volmaak. En ek begin vir die Here sê, dankie Here, Mimpie is klaar, daar. En nou sê die Here vir my duidelik, nou moet jy begin optree, Jan, asof dit waar is. Nou moet jy haar begin hanteer, asof sy klaar daar is. Toe begin ek dit doen. Nou, al die tyd tot op daai punt, het sy my weerstaan. Ek het oorlogs wat traktaatjies in die huis neergesit, en skrifgedeeltetjies, dat sy tot bekering moet kom, né? En hoe meer ek dit gedoen het, hoe meer het sy my weerstaan. En van daai oomblik af toe ek begin glo, en ek sien haar reeds daar, toe sit ek nie meer traktaatjies uit nie, toe praat ek nie met haar, toe begin ek met haar praat, asof sy klaar daar is. Amen. Ek begin optree teenoor haar, asof sy klaar in is. En agterna haar getuienis, het sy gesê, van daai oomblik af, kon sy nie meer keer nie. Sy het gevoel, sy gly in. Soos daai hoender wat gevang is, in die hoenderhok. Die boer kon nie verstaan waarom die hoenders verdwyn in die hoenderhok. Toe sê hy vir een van sy werkers, gaan jy vandag en kyk wat daar gebeur. Gaan die ou en hy sit daar in die bos, so in die donker, en die maan sê, ek wil kyk. En hy kyk, en hy kyk, en hy kyk, en na lang ruk, diep in die nacht, toe sien hy, daar val iets in die hoenderhok, en hy sien die storme hoender uit, want hy kan so effens in die maan sien. En die hoender gryp dit wat daar val. En die volgende oomblik is daai hoender besig om na die draad toe te beweeg, deur 'n onsigbare krag wat hom trek. En die hoender skop en sy vlerke is so, en sy trek sy voete spoor uit in die mis, en hy maak so, eintlik so ploegspore. En die hoender keer, en die hoender wil nie, maar die hoender moes. En die volgende dag vertel die werker vir die boer, hy sê, meneer, iets wansnaaks. Hy sê, hierdie hoender het uitgestorm en het iets gegryp. En toe begin die hoender vaskop, en die hoender word getrek al meer na die draad toe. Hy sê, die hoender wou nie, maar hy moes. Wat gebeur het is, die dief het gekom met 'n visstok. En voor in die hoek het hy mieliespitte gesit. En dan gaan hy heen, en dan gooi hy dit so oor die draad, en so hoë draad. En dan kom die hoender uit, en sy het gryp by die hoek, en dan katrol hy hem in, en dan trek hy hem op met die draad. Maar so Mimpie het so gevoel, sy wou nie, maar sy moes. Sy het gevoel, sy gly in. En weet jy, van daai oomblik af, het dinge in haar lewe begin gebeur. En nou gaan ek na die kerk toe, daai aand, en hulle is die aand met die orgel en die gemoun en die jammerklagtes. En daar so iets wat in my opstaan, want almal getuig nou ook oor hulle ellendes en goed. En ek staan daar heel agter en soos pastoor Mimpie reg sê, ek het nie 'n mikrofoon nie. So nou moet ek baie hard praat, want hulle praat nogal hard. Nou besluit ek gaan ook hard praat. Ek sê, dankie Here. In my lewe het daar groot ding gebeur. En hulle weet nou wie sit wat praat, want hulle is baie jammer vir my oor my breede vrou wat my so vervolg. So hulle weet dadelik is broer Jannie wat daar praat. Ek is so opgewonde, sê ek. My vrou is in. Ja, daai mense begin juig en loof en prys dans. En ek sê die volgende, ek sê, en hier staan sy vanaand, want ek is nou geloof, sy almal geloof. Geloof sien dinge klaar gebeur. Ek sê, en hier staan sy vanaand saam met my in hierdie kerk.
Volgende oomblik hoor jy hoe daai mense se nekke krak. Het jy al gehoor as mense so vinnig omdraai? Dis net my nek het nou gekrak. Hallo. En die oë is net so groot, want hulle wil nou hierdie wrede vrou sien, want hulle het gedink sy is op van hels dinge. Een van hierdie wat hier die motorfietsen ry, jy weet, skeer jy op been haar en dan puncher sy die wiele. Ok, in elk geval. En dan, in die volgende oomblik besef ek, wat nou? Hierdie mense verstaan nie wat ek nou doen nie. En ek maak en die pastoor snap iets, want hy het my getuienis al gehoor. Hy sê ek verstaan wat pastoor Janie doen. Hy roep dinge wat nie bestaan nie. Volgens Romeine 4:17 asof dit bestaan. Sy geloof is in aksie. En net daarna, toe sê hy vir sy gemeente, ons stop nou ons ongeloof. Julle wil nou 'n orgel hê, né? Kom ons julle gemeente gaan nou saam sê, dankie Here, almal sê, dankie Here, vir ons orgel, vir ons orgel. Daai week gebeur daar 'n groot wonderwerk by my huis. Pastoor Menke kom absoluut tot geloof. En ek en sy versoen. Sy verander Hans omkeer. En daai Sondag, en hierdie was op 'n Woensdag wat hierdie getuienis uitgegaan het. Die klank is baie sensitief op die kamera. En daai selfde aand, hy Sondag wat toe nou volg daar, Raai stap saam met hy selfe kerk in. Die van Helsdinge. Sy sit nou hier agter my, besigtig is. En ek stap in by die kerk en mense is vriendelik en groet en hulle tog seker is nou maar my suster ook in ons saamkom, maar dit kan nie sy wees nie. En ek stel haar voor, ek sê, dis Mimpie, die Duitser, my vrou. Oor ek net so groot, maar ek kon nie glo sy so fyn en netjiese dame, en hoe kan sy so breed wees en my so vervolg. Daai Sondag stap sy saam in daai selfde kerk. Mense kan julle sien, tekens en wonders is jou deel. Die krag van die Here is in jou. Wat jy moet doen en wat ek moet doen is, fokus. Dis die Here wat jou stuur. Sy krag is binne in jou, hy sê, gaan in die my krag. Paulus sê dit, wat jy so pas genoem het. Word kragtig in die Here, in die krag van sy sterkte. Amen. Het jy probleme? Ons gaan altyd probleme hê. Hou op die probleme te gesels. Hou op die probleme te bespreek. Hou op om daaroor te praat. Praat jou geloof en laat lofprysing. As jy niks het en dan sê jy, die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Sê amen. As jy siek is, dan sing jy, deur sy wonde is ek genees. Self al is die is-faktor van geloof. Dis die krag van die Here wat in jou en deur jou werk. Met daai woorde ontketen jy daai krag wat reeds in jou is. Dit stroom deur jou en dit raak jou lewe aan in die lewe van jou mense. Amen. Kolossense 1 vers 27 sê, Christ in you. Waar sê? In you, the hope of glory. En Efesiërs 4 vers 23 sê, be renewed. Ek gaan dit in die Engels lees, want hy sê dit in die Engels bietjie anders as in Afrikaans. Be renewed in the spirit of your mind. Afrikaans sê hy die gees van jou gemoed. Die gees van jou gemoed. God sien jou lewe van die begin tot die einde. Hy sien jou potensiaal en God staan buitekant tyd, want God is tydloos. Halleluja, halleluja. So, die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te lê. Ons as ek net vir een ding kan sê is, die wapenuitrusting is nie 'n magic ding wat jy elke môre opstaan en jy sê, ek trek nou die wapenrusting aan, ek sit nou die helm van verlossing op my kop, ek sit nou die
borswapen van geregtigheid aan. Ek omgord nou met die lendenen van my met die gordel van waarheid. Ja, jy kan dit so doen, maar dit is nie fisies nie. Dit is geestelik. Dit is 'n geestelike wapenrusting. Nou, jy moet besluit in die eerste plek, is jy 100% in God of is jy 100% uit God uit? Ja. Dien jy die Here 100% en jy is in hom of is jy 100% nie seker nie? Want as jy 'n spietkop hier buitekant sien en die spietkop steek sy handskoentjie op, witte handskoentjie, dan stop jy, want hy stop al die karre. Maar as daai spietkopie sy hand opsteek en hy spring voor jou in die pad in en hy vergeet om sy broek aan te trek, gaan jy stop? Verseker nie. Ek gaan nie stop nie, want ek weet nie uit watter instituut uit het hierdie ou ontsnap nie. So, party mense wil net sekere gedeeltes van die wapenuitrusting aantrek. Hulle wil net die swaard van die gees gebruik. Ek slat jou met hierdie swaard, ek slat jou met hierdie swaard. Maar hulle wil nie die borswapen van geregtigheid aantrek nie. Borswapen van geregtigheid sê ek is reg met God, maar ek is ook reg met die mense in my lewe. Jy moet kan vergewe en jy moet kan aanbeweeg. Amen. Hoe sê die Bybel? Mark 11:25. As julle dan staan en bid, vergewe as jy iets teen iemand het. Amen. Want as jy nie vergewe nie, sal die Vader nie jou gebed vir jou verhoor nie. Amen. So, die wapenuitrusting is om 100% in God se lewe te lewe. Jy kan nie net sê, ek sal daai een doen, daai een sal ek skiep, daai een sal ek doen, daai een sal ek skiep nie. Nee, is alles, jy moet alles doen. Helm van die verlossing, borswapen van geregtigheid, die gordel van die waarheid, die skoene aan jou voete, bereidwilligheid vir die evangelie van vrede, en dan die swaard van die gees, die skild van die geloof, waarmee jy al die vurige pyle van die bose sal kan uitdoof, en dan alle gebed. Amen. Halleluja. Hier, Jesaja 6, ek sluit af met Jesaja 6. Ons sing hierdie lied, en ons sing hom so baie. Jesaja 6. In die stadjaar van koning Usja het ek die Here sien sit op 'n hoë verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. En serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Die lied wat ons sing is, I saw the Lord, I saw the Lord, he was high lifted up, and his strength for the temple, he was high lifted up, and his strength for the temple. The angels cry, holy, the angels cry, holy, the angels cry, holy is the Lord. Dis die lied wat ons sing, maar kyk nou wat staan in vers 4. En die druppelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword, dis die Shekinah heerlikheid van die Here. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met die tam van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak, en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, jou skuld is weg en jou sonde is versoen. Ek wil vandag vir jou sê, dat daar 'n gloeiende kool na jou mond toe kom. En sorg dat daar net lofverhef van God in jou keel uitkom. Amen. Hy sê,
Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? En toe antwoord ek, hier is ek, Here, stuur My. my. Here het jou nodig om in sy weermag aan te gaan, goeie te verkondig, die woord te verkondig. En die Here sê, wie sal ek stuur en wie sal vir my gaan? Moet nou nie soos Gideon wees en sê, o my Here, ek is die swart skaap in my familie. Sê, hier is ek, Here, stuur My. my. Amen. Josua 1 vers 3 sê, elke plek wat jou voet optrap, dit gee ek aan jou. Halleluja. Prys die Here. Ons sluit af. Dankie ons Vader. Dankie Here vir die woord. Halleluja. Dankie Vader vir die woord. Dankie Here dat ons weet dat ons skuld is weggeneem, Vader. Dankie Here dat ons weet dat ons is instrumente van aanbidding, Vader. Dankie Here dat ons ons lippe bewaar van vleeslike praatjies, Vader. Dankie Here dat ons in U weermag kan wandel as oorwinnaars. In Jesus se naam dank ek U daarvoor. Nou, Efesiërs 6 vers 10 sê hy word kragtig in God se krag. Nou, almal van julle wat die Griekse woorde gedoen het, 3 Griekse woorde, word kragtig in die krag van die Here, 3 Griekse woorde. En dunamoustei is dunamus, kratei is kratos, iskos. En al 3 daai woorde sê, word sterk in die krag van die Here. Nie in die krag nie. Nie in die krag nie. Mense dink, o, ek is so slim, ek is so slim, ek gaan daai een so sê, ek gaan daai een so sê, ek gaan daai. Nee, dis vleeslik. Dis vleeslik. Wat moet jy doen as jy jou peace of your mind vir iemand gaan gee? Gaan op jou knieë en gaan bid vir daai persoon. Amen. Gaan bid vir daai persoon. Bid vir daai persoon. Ja. Kyk hoe kyk sy nou. Hy sê, o Johannes stemme. Kyk hoe kyk sy nou vir my. Ja, gaan op jou knieë en gaan bid. As jy iets te sê het oor mense, gaan op jou knieë en gaan bid vir hulle in Jesus naam. Amen.